Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan goed met u en dat God se woord vir u die fondasie is van alle waarheid. Nou ons leef in 'n tyd van groot misleiding, veral in die kerk, en in vandag se video gaan ons kyk, kan gelowiges 'n demoon hê? Kan kinders van die Here duiwel besete wees of 'n bose gees in hulle woon en so meer? Nou in die bevrydingsbediening word daar geleer ja, Christene kan demone in hulle hê, hulle moet uitgedryf word om bevryding te kan ontvang, en ons gaan vandag kyk na 'n paar videoklips daaroor. Maar wat leer die woord van die Here? Ons weet natuurlik dat kinders van God, veral na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, wanneer die Heilige Gees permanent in jou kom woon, nie deur duiwels of demone beset kan word nie. Maar hierdie mense in die bevrydingsbediening leer dit, en ons gaan kyk na 'n paar videoklips vandag. So kom ons spring dadelik weg. Nou, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou ons lees die skrif baie keer en ons lees daaroor, maar dit help vir ons om toegerus te kan wees, om God te kan dien in gees en in waarheid. En daarom moet ons leuns weer lê, ons moet mense teregwys as hulle kinders van die Here is, en hulle is in verkeerde leerstellings, en hierdie is geen aanval op enige persoon of bediening nie, maar ons moet in liefde mekaar kan reghelp, veral as dit kom by hierdie leerstelling van Christene kan demone hê. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip van Matt, waar hy pragtig verduidelik dat kinders van God nie duiwelbesete of demone kan hê nie. There's an unbiblical theology which has been popular in recent times, which is deliverance ministry for Christians. People believe that Christians can have a demon and therefore need demonic deliverance. Now, a Christian can be tempted or influenced by a demon, but cannot be controlled by a demon and does not need demonic deliverance. There's not one example in the Bible of a Christian having a demon and needing deliverance. So this is a believer filled with the Holy Spirit after Pentecost. And the verses that we do see in James, we see it in Ephesians, it talks about, even in 1 Peter, it talks about that we are to resist the devil and he will flee, submit ourselves to God. Nothing about casting out of demons. Now, unbelievers can have demons, and demons can be cast out of unbelievers, but not believers. The Bible says, greater is he who is in us than he who is in the world. There is a distinction there. And the fact that there's not even one example in the Bible proves that this is by definition a man-made doctrine. Nou, dit baie pragtig saamgestel. Kinders van God kan nie duiwelbesete wees of demone in hulle hê, wat jy ook al as kind van God mag doen nie. Sonde kan jou natuurlik toelaat dat die duiwel jou oppres en jou selfs bind en jou gebedslewe verhinder en soveel dinge. Maar die woord van God is duidelik, bekering, en dit is waaroor dit gaan. Nou, hoekom glo so baie mense, veral in die bevrydingsbedieninge, dat die demoon 'n kind van God kan beset of in 'n kind van God kan woon? En dit is wat hierdie mense leer in die bevrydingsbedieninge. En daarom moet ons baie versigtig wees as ons na so iets toe gaan, want hierdie mense glo dat as jy sukkel met 'n sekere sonde in jou lewe, dat jy dalk beset kan wees deur die demoon, wat jou vasbind in jou woon natuurlik, en dit moet uitgedryf word sodat jy bevryding kan ontvang. En dit is baie onskriftuurlik. Nou hier kan jy sien, demon-possessed Christians, met 'n vraagteken, dis 'n video, kan dit so wees? En hierdie mense glo dit. Maar weet jy as kind van die Here, dat die Heilige Gees in u woon, dat u nie die duiwel of demone in jou lewe kan hê? Hulle kan jou versoek en hulle kan jou oppres en so meer, maar kinders van God kan nie duiwelbesete wees nie, of duiwels in hulle hê nie. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip natuurlik van hierdie mense wat in die bevrydingsbediening is, Rodney Hawk, en hy glo dat hy 'n demoon in hom gehad het en het homself uitgedryf. Kom ons gaan kyk. Nou hierdie is Rodney Hawk en hy is 'n man wat op Ralph se show sit en natuurlik 'n rooi vlaggie. Kom ons hoor wat sê hy. My guest has a master's from a Baptist seminary, doctorate from a Methodist seminary, and would you believe he loves to cast demons
out of Christians. So I said, I don't believe in this. But the next thing, I had to get out of there. I'm like, I got to get out of this place. I made an excuse. Oh my goodness, I need to go home. I'm in my car and I'm driving home and I'm thinking, how is this happening? How does a Christian have a demon? I'm just kind of wondering how this is happening. And then the Holy Spirit like invades my thinking and speaks to me so clearly. It wasn't, audible, but it was pretty close. And he says, Rodney, that's what you have. I said, anyone want to hear from God? Anyone want to hear that? Well, I mean, I just got mad. I mean, I was like, I wasn't even thinking at that time. I just got mad. And I said, you can't have me. You don't belong to me. In the name of Jesus Christ, I command you to leave me. And I felt this thing leave me. The thing you don't believe a Christian can have. Yeah. Well, and that's what I thought. Nou ja, dit is iets wat so onskilftuurlik is. Niemand was voor die kruis wedergebore nie, het nie in die inwoning van die Heilige Gees gehad wat permanent ingewoon het nie. En daarom kan jy nie 'n demoon hê nie. Jy kan nie as kind van God na die uitstorting van die Gees, veral daai na dit, kan jy nie beset word deur 'n demoon nie. En tog hierdie man dryf demone uit Christene uit, hy het selfs 'n demoon uit homself gedryf. Nou wil ek vir julle sê, as die duiwel in jou woon, die demone in jou woon, kan jy hulle nie uitdryf nie. Jy het nie die mag nie, jy het nie die autoriteit nie, want demone woon slegs in ongelowiges, nie in kinders van die Here nie. Maar tog kan jy sien dat hy dit leer en Sidrof glo elke ding wat voorkom. Hy is totaal mislei, hy glo elke ding wat op sy sou verkondig word, is die waarheid en kom uit die woord uit. En hulle het nie 'n discernment nie, hulle gaan kyk nie wat die woord van God leer nie. Nou, ons lees weinig of niks van duiweluitdrywing na die boek van Handelinge en hoegenaamd nie uitgelowig is nie. Kom ons gaan lees die volgende. A truly born again believer cannot have a demon residing within him. The Bible says, what harmony can Christ have with the devil? The Holy Spirit comes to dwell in a person when he repents of his sins and receives Christ as Savior. And the Holy Spirit and the demon cannot live together in the same person. Demons may dwell in someone who is not really born again, dis ongelowig is, or in one who is falsely claimed to be born again. Daar's baie valse Christene en hulle mag demone hê. Or in someone who was once born again but subsequently backslide and lost his salvation. But no demon can live in a true believer because Christ lives in his spirit through the Holy Spirit. Nou baie mense glo nie aan die gedagte jy weer verlore kan gaan nie, want hulle hou vas in die valse leerstelling van eternal security. As jy as kind van God wegval, van die geloof afvallig raak en totaal afgesny word van Christus, kan jy weer 'n demoon ontvang as jy dit toelaat. So baie mense glo jy kan demone hê en dit moet uitgedryf word, maar die woord van God leer dit nêrens nie. Nou goed, na wedergeboorte kan demone nie in gelowiges inwoon nie, maar die sondige natuur moet daagliks gekruisig word. Bekering is 'n daaglikse proses. As jy met sonde sukkel en jy het 'n gewoonte sonde, moet jy gehoorsaam word. Jy moet dit af lê, jy moet breek daarmee. Lê die ou mens af. Dis die waarskuwing in die woord van die Here. Maar bevrydingsbedieninge beweeg buite die skrif om demone uit gelowiges te dryf, deur te sê dat jy 'n drankprobleem, dis 'n demoon, jy het daardie sonde in jou lewe, dis 'n demoon. Dis totaal onskriftuurlik. Maar kom ons gaan kyk wat sê Frik Weideman oor hierdie saak. Want ons leef in die laaste dae. En die Bybel leer my dat die duiwel het na julle toe neergedaal met groot woede om ons lewens miserabel te maak. En ons praat vir die volgende paar weke met jou. Het jy 'n demoniese besetting in jou lewe? Word jy aangeval deur onrein geeste? Baie mense bel ons byvoorbeeld en sê, ek moet kom vir bevryding. Dan vra ek, hoekom? Dan sê hulle maar, ek het 'n demoon, of ek het 'n duiwelse gees, of ek het 'n onrein gees, en julle moet my help. Ons kry dit omtrent daagliks. So, vir die volgende paar weke gaan ons met jou behandel, het ek dalk 'n demoon?
Die woord praat van onrein geeste. Yes. Hy praat van 'n duiwel spesifiek in die boek van Lukas, maar ons vir hierdie paar episodes gaan ons sommer sê 'n demoon. So, het jy 'n demoon in jou of het jy nie? Dit is baie duidelik dat hierdie twee mense glo dat jy 'n demoon in jou lewe kan hê, dat die duiwel in jou lewe kan wees, dat jy beset kan wees die demone. En daarom kry hulle daaglikse oproepe van mense, sê ek het 'n demoon, help my vir bevryding en so meer. En kom ons gaan kyk wat hulle dan leer. Hy begin dadelik deur 'n skrif buite konteks aan te haal in Openbaring 12:9, wat natuurlik praat van die oorwinning oor die anti-kris deur die bloed van die lam. Maar hier, en natuurlik dat die duiwel met groot woede neergedaal het, en dit ging gebeur in die groot verdrukking. Maar hier konnekteer hy dit, het jy dalk 'n demoon? Het jy dalk 'n demoon? Nee, jy kan nie 'n demoon nie. As jy 'n kind van God is, het jy nie 'n demoon nie. Jy het 'n sondeprobleem. Nou, na die uitstorting van die Heilige Gees, waar gelowiges die Heilige Gees ontvang het, permanent in hulle lewens, word dan nooit ergens gelees dat 'n gelowige 'n demoon gehad het of duiwel besete was nie. En demone word uit gelowiges uitgedryf, sodoende om dan bevryding te ontvang nie. Dit lees ons nêrens in die skrif nie. Maar sy haal uit Lukas 'n gedeelte van onrein geeste. En natuurlik was daar deur siekte en doofheid of stomheid, was 'n onrein gees gewees. En in daardie tyd was die moontlikheid goed dat baie van hierdie mense deur onrein geeste gepla en beset was. Onthou, dit was voor die kruis en die opstanding van Jesus Christus. So ons moet daardie onderskeiding baie duidelik tref. Kom ons gaan luister na 'n videoklip van Standing for Christ, wat natuurlik bewys en leer dat Christene kan nie duiwel besete wees nie. Recently, I made videos about Greg Locke, and I mentioned the deliverance ministry that he's running, and how he's also linked up with other deliverance ministries, like Isaiah Saldivar, Vlad Savchuk, etc. And in those videos, I mentioned the fact that born-again Christians cannot be possessed by demons. And I've never made a video about this topic, because I thought it was obvious from Scripture that born-again Christians can be oppressed by demons, but not possessed. And by that, I mean we can be tempted by demons, we could be attacked. I think that would be biblical language still. But there is no scripture that suggests that demons are inside of born-again believers or controlling us in any way. In other words, they can offer some temptation to you, but they cannot make you choose to fall into that temptation. That is something that you're doing on your own, in your flesh, if indeed you do fall into temptation. Nou, dit is baie waar wat hierdie man leer. Hy is die bediening Standing for Christ, en duidelik is daar geen skrif wat leer dat jy duiwel beset kan wees of demoon besete kan wees nie. En kom ons gaan kyk na die verskil tussen duiwelbesetenheid en duiwelonderdrukking. Met ander woorde, om duiwelbesetenheid te hê is om demone in jou te hê wat in jou woon. Hulle kan selfs die jou praat, soos die besete van Gadara. En wat is duiwelonderdrukking? Met ander woorde, wanneer jy in sonde is as kind van die Here, kan dit gebeur dat die duiwel jou oppress, jou neerslagtig maak, jou gebedslewe beïnvloed, jou geestelike lewens, jou getuienis belemmer en so meer. En dit is wat sonde doen, maar die duiwel gebruik dit om jou te onderdruk. Nou kom ons gaan kyk na duiwelbesetenheid. Nou, duiwelbesetenheid is waar demone in jou woon, jy is beset deur demone, soos natuurlik die beseteling van Gadara. Hy het 'n legio van demone gehad, hulle was baie gewees. En dit lees ons Matteus 8:28-32, en dit vind plaas by ongelowiges. Nou, duiwelonderdrukking is demon oppression. Met ander woorde, die duiwel het hou vas op jou, maar hy woon nie in jou. Demone natuurlik, woon natuurlik nie in jou nie, maar kan jou wel oppress. En dit lees ons Handelinge 10:38, sonde is 'n oop deur daarvoor, en dit vind plaas by gelowiges. En dis baie ernstig om hierdie verskil raak te sien, want jy nie, nou het elkeen 'n probleem in sonde, en nou het hy daar duiwels in sy lewe, wat 'n leuen. Dit is nie die waarheid nie. Maar die bevrydingsbediening sê vir jou, dit is wat dit is. Jy moet kom vir bevryding, broer. En dit is nie iets wat in die woord van God voorkom nie. Nou kom ons gaan kyk wat sê Linda Kiem. Sy is in die bevrydingsbediening, en luister na hierdie onskriftelike verklaringe. My name is Linda, and I want to speak to you today about
yes, Christians can be occupied by demons. There are a lot of different opinions about this, but the people who usually have these different opinions are not in the deliverance ministry. They don't deal with these things every day. They don't see what we see, and they don't understand how the demonic realm really works and really operates in the lives of Christians. I often hear teachers and pastors and people in ministry teach that believers cannot be occupied by a demon, but only be oppressed by a demon. Or they say that Christians cannot have demons at all. Now, just to let you know that in all my years in ministry that I have been doing deliverances on Christians, casting out demons from Christians, almost all of these Christians were also Spirit-filled Christians who have already been baptized by the Holy Spirit and who already operated in the gifts of the Spirit, speaking in tongues, etc. These people were dedicated Christians, they were not unbelievers, and they had demon spirits that we needed to cast out of them, which caused strongholds in their lives, and most of the time came through bloodline curses and also through doors which they have opened up in their own lives through their own sin, and they needed deliverance. Nou ja, hierdie is 'n mondvol uitsprake wat totaal alles onskriftuurlik is. Sy glo vas in haar bediening, die bevrydingsbediening, dat Christene kan demone hê, kan beset word deur duiwels, en dit is absoluut onskriftuurlik. Maar kom ons begin waar sy sê dat gelowiges beset kan wees deur demone. Sy sê sy het deur baie talle Christene het sy duiwels uitgedryf, en daar's mense wat nou verskil hieroor, dis hulle wat gewoonlik nie in die bevrydingsbediening is nie, en verstaan niks van die bevrydingsbediening nie. Nou jy hoef nie in die bevrydingsbediening te wees om iets te verstaan nie, jy moet God se woord lees, jy moet God se woord verstaan, jy moet weet hoe werk God, en hoe verlos hy die mens, en het dit eenmalig gedoen, deur die werk aan die kruis van Golgotha. En daarom is jy die vloek daar gebreek, en jy as kind van God, het nou 'n verantwoordelikheid. Jy moet heiliger en skoner word deur gehoorsaamheid aan Christus, en jy is absoluut nou 'n getuie vir Jesus deur jou lewenswandel. Natuurlik, as jy in sonde is, kan dit jou belemmer, die duiwel kan jou oppress, soos ek gesê het, en hy kan jou onderdruk om jou bediening uit te leef, of jou geestelike wandel uit te leef, maar hierdie vrou glo absoluut al hierdie nonsens waarvan sy nou gepraat het, soos sy het in haar bediening baie demone uit Christene uitgedryf, en dan praat sy van geesvervulde gelowiges wat in tale praat tussen hakies, gedoop is met die Heilige Gees en funksioneer in die gawes. Nou, ek wil vir u sê, hierdie mense verstaan die gawes van die Here verkeerd, totaal. Hulle praat van die talespraak, of die tale wat hulle ontvang, wat bloot maar net gibberish is. Dit is nie tale wat hulle praat nie, hulle praat in gibberish. Dan die doping met die Heilige Gees is vir hulle 'n soort van tweede ondervinding, wat gepaard moet gaan met spreek in tale, en die woord van die Here leer dit nêrens vir die Nuwe Testamentiese kerk. Dit was in die boek van Handelinge gewees, ek gaan nie vandag daaroor praat nie, jy kan gaan kyk na my video's daaroor, oor die spreek in tale en so meer. Maar hierdie mense is nou geesvervuld en nou met daar duiwels uit hulle gedryf word. Kan jy dit glo? Baie van hierdie demone kom deur bloedlynvloeke, sê sy. Nou ja, bloedlynvloeke, nog 'n valse leerstelling, want Jesus het die vloek gebreek vir ewig en altyd aan die kruis. Daar is nie sonde wat deur jou voorouers kom, deur die geslagte, en jou kom pla, en nou moet jy daai vloeke moet nou gebreek word, en so meer nie. Dit staan nêrens in die woord van God nie. Maar hierdie mense glo daaraan, hulle hou vas daaraan, en dit is absoluut 'n leuen. Nou kom ons gaan kyk na die laaste videoklip, oor die bevrydingsbedieninge, en ons gaan luister wat sê Shafshak en ook natuurlik Catherine Creek. Hulle leer dat Christene beset kan word deur demone, en hulle moet bevryding ontvang. Kom ons luister. Hey.
Hey, yeah. Hey, come over here, devil. We're going to embarrass you publicly. Come over here, bring, not her. We're going to, oh, woman of God, we're going to love on you publicly. Oh, you're going to get set free. Stop with the religion. Stop with your little book you read about how Christians can't have demons. Deliverance is the children's bread. Like, yeah. A Christian can't have a demon. Yeah, we're Holy Ghost. Yeah, and those of Holy you who are Ghost listening, filled. those of you who are listening and you're still debating whether Christians can have demons, you know, what do you do with that? Christians can have demons. We need to wake up to this truth. Because this is what's kept Christians in bondage. Is that we don't want to wake up to this truth. But it's the truth. And we need to not let demons have their way in the people anymore. Nou ja, Catherine Creek wat hier gepraat het en laaste 'n valse apostel in die New Apostolic Reformation. Ons gaan nog baie oor haar gesels in die toekoms. Absoluut, sy het op 'n stadium toe sy uit 'n vrou se seentjie bevry het, het sy eers voor sy bevryding toegepas het gesê, hoeveel kan jy my betaal? As jy dit nie glo nie, ek gaan dit vir jou wys op 'n latere geleentheid. Valse apostels, die Here waarsku teen hierdie mense. Nou, hier dryf hulle 'n demoon uit 'n sogenaamde Christen vrou uit in die eerste deel van die videoklip. En ja, onskriftuurlik, Christene kan nie die demoon besete wees nie. Jy kan vasgevang wees, demone kan jou mislei en jou selfs oppres, maar jy kan nie duiwels in jou hê, demone in jou hê nie, en hierdie is alles geld maak foefies, want hierdie mense stroom na hierdie bedieninge toe, en hulle gee geld daarvoor, absoluut. Nou, Vlad Savchuk en Catherine Creek sê, gelowiges kan demone hê, natuurlik is hulle altwee in die bevrydingsbediening, en dit is absoluut totaal onskriftuurlik. En ons gaan nog baie gesels daaroor in die toekoms, oor die bevrydingsbedieninge en wat hierdie mense dan doen en toepas. Nou goed, kom ons dan kyk wat sê die skrif. 1 Johannes 5:18, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, ek gaan dit nou verduidelik, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. As jy 'n kind van God geword het, jy is wedergebore, het jy 'n nuwe natuur ontvang, jy het deel geword aan die goddelike natuur, en jou begeerte is om nie meer te sondig nie. Jy kan natuurlik versoek word deur die duiwel, maar jy moet waak en bid daarteen. En dis hoekom die skrif vir ons leer, in Jakobus 4:7, die Satan en sy demone kan gelowiges wel versoek tot sonde, maar God gee aan ons die autoriteit om die duiwel te kan teestaan of te kan weerstaan. Jy het die vermoë om dit te kan staan. Jy sal nooit bo jou kragte versoek word nie, en die Here gee ons die versekering dat as jy uit hom gebore is jou nuwe natuur van so 'n aard dat jy altyd die begeerte het om die Here te behaag in alles wat jy doen. Goed, ek gaan afsluit. Geen gelowige kan deur 'n demoon beset word en ook die inwoning van die Heilige Gees tergelykertyd hê nie. As iemand dit vir jou leer, moet jy hom onmiddellik onttrek van so 'n persoon, of hom vermaan. Sulke mense is bedrieërs, hulle mislei die kerk, en glo dat Christene, omdat hulle sukkel met sekere sondes, nou ewe skielik demone kan hê. Dit is nie skriftuurlik nie. So wees gewaarsku teen die bevrydingsbedieninge, wat hierdie dwaalleer leer. En dit is wat hierdie mense glo. En dit staan nie in die woord van die Here nie. Mag die Here ons oë open deur die werk van sy Gees, dat ons altyd gehoorsaam sal wees, dat ons sal streef na die volmaaktheid, dat ons heiliger en skoner sal word, en dat ons die duiwel sal weerstaan in die naam van Jesus Christus. Nou ja, tot 'n volgende keer, wanneer ons weer gesels. Totsiens.